Jy weet, chirurgie kan absoluut lewens red. Maar wat gebeur jare na die tyd wanneer 'n herstelwerk wat perfek gelyk het, skielik, onverwags begin val? Dis presies waarna ons vandag gaan kyk. 'n Redelike seldsame, maar baie ernstige komplikasie wat diep binne in jou liggaam kan wegkruip: anastomotiese aneurysmes. So, stel jou dit voor. Een van jou liggaam se grootste are, die aorta byvoorbeeld, is beskadig of, wel, verswak. Dis waar chirurge kan ingryp. Hulle haal daai siek gedeelte uit en vervang dit met 'n prostetiese oorplanting. Dink daaraan as 'n nuwe sintetiese pyp wat die bloedvloei weer normaal kry. Dis regtig 'n ongelooflike lewensreddende prosedure. So, hoe heg hulle hierdie nuwe pyp vas? Wel, dit word met baie fyn hegtings aan die gesonde deel van die slagark vasgewerk. En daai verbindingspunt, dis wat ons 'n anastomose noem. Nou, vir jare en jare werk hierdie ding perfek. Maar, soos die tyd aanstap, kan daai hegtingslyn onder geweldige druk kom en, ja, begin val. En dis presies waar die ware gevaar lê. Goed, so kom ons wees duidelik hieroor. 'n Anastomotiese aneurysme is nie jou tipiese aneurysme waar die slagaar se wand soos 'n ballon uitbult nie, glad nie. Hierdie is wat hulle 'n valse aneurysme noem. Wat beteken dit? Dit beteken bloed lek regtig deur daai hegtingslyn en vorm 'n kloppende poel bloed. En die enigste ding wat hierdie poel keer om te bars, is die omliggende weefsel. Dis amper soos 'n tydbom wat net in toom gehou word. En daai net is die deel wat ons bekommer. Reg, so in ons eerste afdeling wil ons verstaan, hoe en wanneer presies duik hierdie probleem op. En dis belangrik om te weet, dis nie iets wat direk na die operasie gebeur nie. Nee, dis meer soos 'n tydbom wat heeltemal stilweg, vir jare, tik. En hier is die groot ding, die tydsverloop. Dis nie iets wat weke of maande na die operasie kop uitsteek nie. Nee, die gemiddelde tyd tot dit gediagnoseer word, is 'n volle 6 jaar. 6 jaar. Dink daaroor. 'n Pasiënt kan vir jare lank heeltemal gesond voel met geen idee van die verswakking wat besig is om diep binne plaas te vind nie. En waar gebeur dit? Wel, die ligging sê vir ons baie. Soos jy kan sien, kan dit op verskillende plekke voorkom, maar die oorgrote meerderheid, ons praat hier van meer as die helfte van die gevalle, vind plaas in die femorale slagaar. Is daai groot slagaar hoog op in die bobeen. En as jy daaroor dink, maak dit sin, né? Dis 'n area met baie beweging en spanning wat dit net soveel meer kwesbaar maak. Die groot vraag is natuurlik, hoekom? Hoekom gebeur dit? Hoe kan 'n hegtingslyn wat eens op 'n tyd so sterk en veilig was, jare later net pad gee? Kom ons kyk 'n bietjie dieper na die onderliggende oorsake. En die antwoord is, dis amper nooit net een enkele ding nie. Dis gewoonlik 'n hele kombinasie van faktore wat saamwerk. Die oorspronklike slagaarsalf kan mettertyd verder verswak. Die hegting kan beskadig raak. En dan is daar die konstante, onophouenlike druk van jou bloedvloei wat jaar in, jaar uit soos 'n hamer op presies daai selfde punt kap. Kyk, hierdie tydlyn is fascinerend, want dit wys ons presies hoe die mediese wêreld leer en aanpas. In die vroeë dae het chirurge hegtings van sy gebruik. Die probleem, dit het letterlik mettertyd opgelos. Toe kom opvolgers soos nylon, maar selfs dit het sy treksterkte verloor. En al hierdie mislukkings het uiteindelik gelei tot die ontwikkeling van polypropyleen wat ons vandag gebruik. Dis die goue standaard, want is ongelooflik duursaam en breek net nie af binne in die liggaam nie. Hier's dalk 'n goeie manier om hieraan te dink. Stel jou voor jy probeer 'n stywe, onbuigbare metaalpyp aan 'n buigsame tuinslang koppel. Wat gaan gebeur by die verbindingspunt? Die oorplanting, dis die metaalpyp, styf, nie rekbaar. Jou natuurlike slagader, dis die tuinslang, elasties, dit puls met elke hartklop. Hierdie wanverhouding en buigsaamheid plaas enorme, konstante spanning presies op daai hegtingslyn. Dis die swakpunt, waar styf en buigsaam bymekaar kom. Goed, so ons weet dis 'n slypende probleem. Die vraag is dan, hoe op aarde vind dokters dit ooit? Kom ons gaan nou oor na die diagnostiese proses en kyk hoe hierdie verborgde gevare opgespoor word. En hier is die deel wat my regtig koud laat. In die meeste gevalle voel die pasiënt absoluut niks, geen pyn nie, geen ongemak nie, niks. Die aneurysme word dikwels heeltemal toevallig opgetel tydens 'n skandering vir iets wat niks daarmee te doen het nie. En dis presies hoekom proaktiewe monitoring so kritiek is. Die proses om dit te ontdek volg gewoonlik 'n redelike logiese pad.
Eerstens, as die ding naby die veloppervlak is, soos in die lies, kan 'n dokter dalk 'n kloppende massa voel tydens 'n fisiese ondersoek. Stap 2 is gewoonlik 'n eenvoudige ultragelank om daai vermoede te bevestig. Maar voor enige iemand 'n mes optel, is gedetailleerde 3D-skanderings, soos 'n CTA of MRI, absoluut noodsaaklik. Dit gee die chirurg die bloudruk om presies te sien hoe groot dit is en hoe alles lê. Nou hierdie syfer, 36%, dis krities belangrik. Hoekom? Want dit sê vir ons as 'n dokter een so 'n lekkasie vind, is die werk nog lank nie verby nie. Daar is 'n kans van meer as 1 uit 3 dat daar nog een iewers anders in die liggaam wegkuip. Dit maak 'n volledige ondersoek van bo tot onder absoluut noodsaaklik. Goed, so die probleem is gevind. Nou vir die moeilike deel. Hoe maak jy 'n herstelwerk reg wat reeds 'n herstelwerk is? Dis 'n ongelooflike komplekse uitdaging vir enige chirurg. Basies is daar 2 hoofpaaie wat hulle kan volg. Aan die een kant het jy die tradisionele oop chirurgie. Dit beteken hulle moet letterlik deur lae en lae digte littekenweefsel van die vorige operasie sny, wat natuurlik baie riskant is. Die ander opsie is die moderner endovaskulêre roete. Hier ryg hulle 'n bedekte stentoorplanting deur die are tot by die lek om dit van binne af te seël. Dis baie minder indringend, maar, en dis 'n groot maar, dit werk net as die pasiënt se anatomie reg is daarvoor. En die tegnologie op hierdie gebied word net al hoe beter. Vir daai regtig komplekse gevalle waar 'n aneurisme gevaarlik naby aan kritiese vertakkings lê, dink aan die are wat na jou niere loop, kan chirurge nou pasgemaakte stentoorplantings gebruik. Hulle het presiese openings in, amper soos venstertjies, wat seker maak dat bloedvloei na daai belangrike organe aanhou, terwyl die lek self verstel word. Dis ongelooflike presisie-ingenieurswese. Regte. So, na dit alles, wat is die een groot boodskap wat ons hieruit moet neem? Waaroor gaan dit op die ou end? Wel, dit kom alles neer op een enkele fundamentele en absoluut lewensbelangrike beginsel. Kyk net hierna, hierdie grafiek, dit sê eintlik alles wat jy moet weet. Kyk net na die reuse verskil tussen hierdie 2 stawe. As die herstel beplan is, proaktief gedoen word, dis die kort stawie, is die sterfterisiko so om en by 4.5%. Maar as ons wag tot dit 'n noodgeval word en die ding bars, dis daai toringhoë staaf, dan skiet die risiko op na 'n skrikwekkende 24%. Dis letterlik die verskil tussen beplanning en pure paniek. En dit, mense, is die finale belangrike les. Selfs met die beste chirurg in die wêreld, die mees gevorderde materiale en die nuutste tegnieke, kan hierdie goed steeds vorm. Voorkoming is ongelukkig nie altyd moontlik nie. En dis hoekom lewenslange periodiese monitoring na so 'n oorplanting nie net 'n goeie idee is nie. Dis absoluut noodsaaklik. Dit alles laat ons met een laaste groot vraag. Soos ons tegnologie en materiaalwetenskap vorder, dink julle ons sal ooit by 'n punt kom waar 'n vaskulêre herstelwerk wel werklik vir 'n leeftyd gewaarborg kan word, sonder hierdie risiko van 'n laat mislukking wat soos 'n skaduwee oor 'n pasiënt hang? Die hele toekoms van vaskulêre chirurgie hang dalk net van daai antwoord af.